nie 'n goeie God nie. Amen. Dankie Anet. Ons dien 'n God wat selfs wanneer ons slaap vir ons goed is. En vanoggend ek het 'n interessante boodskap of 'n tema. En soos julle weet is ons tema vir die jaar dieper. En ek vertrou werklik die Here met elke boodskap wat in mekaar gaan vloei. En teen die einde van 2025 gaan elkeen van ons dieper in die gees wees as wat ons hierdie jaar begin het. As ek vanoggend 'n tema kan gee vir my boodskap, sal ek sê jy word dopgehou, kind van God. En dit is baie belangrik dat jy nie iets mis in hierdie seisoen waarin ons nou bevind nie. Die Here is goed vir goeie nuus. Die Here is goed vir goeie nuus. En hy is in beheer. En ek weet dat hy is op pad iewers heen met ons. Want ek weet hy is in die stuur, nie ek nie. God is nie die co-pilot nie. Ek is ook nie die co-pilot nie. Ek sit heel agter waar ek gemaklik is. Vanoggend wil ek met julle praat onder hierdie tema, omrede ek baie die laaste ruk met mense te doen kry wat vir my vra. Ek vra vir my Mike, maar hoekom is daar soveel oë altyd op die kerk? Hoekom kan mense ons nie net uitlos en op hulle eie lewens fokus nie? My en jou lewe het niks met niemand te doen nie. En dit is so. Jou lewe het niks met niemand te doen nie. Ons leef nie ons lewens om mense te beïndruk nie. Of ek hoop nie julle doen nie. Ek doen nie. Ek leef vir 'n audience of one. As God op Mike kan trots wees, dan weet ek is op die regte plek. Maar ons is so gefokus die laaste ruk op wat ander mense van ons dink en dan sien ons Jesus, maar mense kyk. En dit is so, dit het niks met niemand te doen wat in ons lewens aangaan nie. Maar julle moet ook besef dat hulle gaan nog steeds kyk. Want ons iets, en dis waarop ek wil fokus vandag. En ons twee redes hoekom ek dink die wêreld ons dophou, waarna ek vandag wil kyk. En die eerste ene is, die wêreld het so ver beweeg, weg van God en sy plan vir ons, dat almal is soekend, insluitend ek. As jy regtig gaan stil raak en bietjie rondom jou kyk, so jy sien die wêreld roep uit. Hulle is soekend, hulle weet dit net nie. Maar ek het in hierdie week het ons op ons familiegroepe video gekry en as julle weet hoe voel ek oor 'n groep wie aan aanstuur boodskappe, sal julle weet ek kry baie keer soms soeibrand oor die goed. Maar hierdie spesifieke video het ek seker 'n week na ons hom gekry het ek hom eers gekyk. En die video het gegaan oor 'n handskoen. Nou hoeveel van julle het handskoene nou aan wat daar onder sit? Hier is mense hier voor. Kan ek dit leen asseblief? Nee, handskoene is nie vir my nie. Maar handskoene is gemaak in die beeld en in die vorm van 'n hand. Is dit so tannie? Lyk dit soos julle hande? 'n Handskoen is gemaak in die beeld en die vorm van 'n hand. 'n Handskoen op sy eie het eintlik geen waarde nie. Dis waardeloos. Wat kan jy met net 'n handskoen doen? As jy een verloor en jy het net een oor, wat doen jy met hom? Gooi hom weg. 'n Handskoen op sy eie is waardeloos, dit het geen nut nie en hy het geen doel nie. Maar wanneer daar 'n hand in daai handskoen is, dan verander daai handskoen se waarde. En daai handskoen kry sommer 'n doel. 'n doel wat hy voor kan gebruik word. En daai handskoen se kapasiteit verhoog. 'n Handskoen op sy eie waarde wat jy kan niks doen met 'n handskoen eintlik nie. Maar wanneer daar 'n hand in hom is, dan begin hy waarde kry. En met die hand binne in hom het hy 'n doel, 'n purpose, as ek die Engelse woord kan gebruik. In Genesis 1 vers 27 staan nog God het die mens in ooreenstemming met homself geskep. Volgens sy eie beeld het hy hulle geskep. Het God hulle geskep, ekskuus. Manlik en vroulik het hy hulle geskep. En net so is ek en jy geskape in die beeld van God. Met ander woorde, as hy in ons is, wanneer God in ons is, het ons 'n doel.
het ons lewe. En ek glo elkeen van julle weet waarvan ek nou praat. Daar was 'n tyd wat elkeen van ons dood was, geestelik. Maar Jesus het op 'n dag ons besoek en vir ons gesterf. En vandag het ek en jy lewe. En ek en jy is presies waar en waarvoor ons geskape is. Maar die teenoorgestelde is ook waar. As hy nie in ons is, as daai hand van God nie in jou lewe is nie, het jy nie 'n doel nie. Jy's leeg. Jy's waardeloos op jou eie en nutteloos. Maar sonder hom, God is ons geestelik dood. Ons as 'n mens, as mens is geskape dat God in ons kan leef. En wanneer hy in ons is ons gevul met sy krag, met sy mag en met sy waarheid. Maar nou vra julle nog steeds vir my, maar hoekom hou mense ons so dop? Die eenvoudige antwoord wat ek vanoggend vir julle wil gee, is dat as ons as kinders van God, wat hom in ons het, en sy gees betrokke is in ons lewens, het iets waarna die wêreld soek. As ek dit in Engels kan sê, sal ek sê, without God, there will always be something missing. Daar sal 'n gap wees, there will be a void in ons lewens, en gaan vra enige persoon, wat sukkel met enige verslawing, daar's 'n void, daar's 'n gaping, en ons roep uit, en ons skree, ons het die Here nodig, en dan vul ons dit baie keer met die wêreldse dinge, en dit werk tydelik, en julle sal nou verstaan, hoekom sê ek dit, maar dit is net God wat daai void kan vul, deur sy gees. En ek weet daar's nie baie, veral nie in die wêreld wat hierdie sal erken nie, maar die realiteit is dat niks in hierdie lewe kan buite sy skepingsdoel leef of voortbestaan nie. Nie een van ons nie, noem dit, enigiets wat geskape is. En ek weet, dis nie die Big Bang nie. God het alles gemaak. Maar sonder hom kan ons nie voortbestaan nie. Die realiteit van hierdie gebroke wêreld is, dat ons as elkeen bevind onsself van tyd tot tyd, en dalk is jy nou daar in 'n woestyn, in 'n moeilike seisoen, as kind van God. Ons is nie gevrywaar van dit nie. Die storms van die lewe probeer ons lewensbote verskeer, en ons seermaak, en ons elkeen se lewe kom verwoes, die lewe en die wêreld daar buite. Maar ons het gelukkig 'n krag binne ons, as kinders van God, wat hierdie wêreld reeds oorwin het. Ons het 'n lewensredder wat op water loop. Weet julle waarvan ek praat? Ek is seker, ek sien nou baie van die mense wat nou in die week met my oor my getuig het, sien ek nou nie hier nie. Maar daar's elke dag iets wat die Here vir ons doen. Ons lewensredder loop op water. Ons as kinders van God het 'n helper, die Heilige Gees wat ons versterk elke dag, elke uur, elke oomblik. As jy my nie glo nie, laat God se hand van jou lewe afhaal 1 sekonde en kyk wat gebeur. En dan natuurlik het ons waarhede in die woord van God, en waarhede soos Romeine 8 vers 18, en dis Paulus wat hier aan die woord is, en hy sê, ek is daarvan oortuig, dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Daar skrifgedeeltes soos Psalm 23, wat sê, wat al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, sal hy saam met ons gaan. Daar skrifgedeeltes soos Psalm 100, wat sê dat die Vader in die hemel sal ons nooit, maar nooit ophou lief hê nie. Let wel, wanneer ek en jy ingeënt is in die ware wynstok, wanneer hy in jou is, soos 'n handskoen met die hand binne is. En dan sal skrifgedeeltes soos Psalm 34, wat sê die Here is naby mense wat hartseer is. Hy gee mense wat moedeloos is, weer nuwe krag. Skrifgedeeltes soos daai, wat my elke dag moed gee. En daar's 'n horde meer. Ek wil julle nie langer as 2 ure besig hou vanoggend nie. So daar's baie. En ek wil vir julle vra, as jy tyd saam met my spandeer, so jy weet ek sê dit baie, kry vir jou 'n vars en 'n nuwe skrifgedeelte elke dag. Moenie in hierdie wêreld ingaan as jy dit nie het nie.
Hoor my, daai skrifgedeelte is dit wat jou in die gang gaan hou, wanneer die lewe druk. So natuurlik is ons gemaak in die beeld van God, en nes daardie handskoen, is ons niks sonder hom nie. Hierdie is net Mike se opinie, die begin van 'n lewe in oorwinning, begin die oomblik wanneer ek en jy, elkeen van ons, besef dat ons is niks sonder God nie. In elke area van ons lewens. Hier sit 'n paar besigheidsmanne. Hier sit mense wat op verskillende plekke in hulle lewens is. Nie een van ons gaan dit kan maak sonder God in ons lewens nie. As ek dit so mag stel, ons het geen bestaansreg sonder God in ons lewe nie. As God se hand nie in ons lewe is nie, is ons 'n handskoen wat nie 'n bestaansreg het nie. So die eerste punt wat ek wil maak is 'n handskoen. Ons is soos daardie handskoen met God in ons, is al krag in ons. Glo my, ek wat geboks het, en ek sien 'n paar van julle wat ook boks nog steeds, 'n handskoen, 'n bokshandskoen op sy eie doen niks. Inteendeel, ek dink nie hy kan baie seer maak nie. Maar as 'n hand binne hom is, dan maak hy seer. Ek wil vir julle sê, die eerste punt, hoekom die wêreld jou dophou, daar's iets in julle wat die wêreld soek. Die wêreld is 'n leë handskoen wat niks beteken nie. Maar God is in ons as kinders van God, en daarom word ons dopgehou. Die tweede punt is, daar's so baie mense wat probeer leef buite hulle oorsprong. Outside their own source. Johannes 15, wat ek nou gesê het, die ware wynstok, vers 1 tot 17, gaan lees dit asseblief. Almal ken daardie verhaal, en ek is seker dat baie van julle al begin die prentjie sien van die wynstok. Maar besef ons as kerk, elkeen van ons in 2025, dat ons nie, as ons nie in hom ingeënt is nie, as hy nie in ons lewens is, in ons lewensbron is nie, gaan ek en jy sterf. Ons gaan dit nie maak nie. Ergens kan ek jou as 'n voorbeeld gebruik. As ek 'n baie duur vis gaan koop, en ek haal hom uit sy omgewing uit sy visstank uit, dan gaan hy mos sterf. Al is dit 'n baie duur vis. Hy gaan doodgaan. Maar dit kan mos nie wees nie, is 'n diervis. Hy gaan sterf. Die realiteit is, daai visie is gemaak om in water te wees. Daai visie se lewensbron is water. Dis sy omgewing, dis sy comfort zone, as ek dit so kan stel. 'n tweede voorbeeld, en ek weet nie of daar iemand hier is, ek weet hier is, maar ek gaan nou nie name noem nie. Wie hou van tuine, mooi tuine en mooi blomme, soos ek? Ek geniet dit. En Renay, mag ek jou nou as 'n voorbeeld gebruik. Renay, hulle het verskriklike mooi blomme in hulle tuin, by die huis. Maar as daai blomme nie geplant is, en nie water kry nie, gaan dit mos aanhou groei, en aanhou vrug hê, en mooi blom, as hulle nie water kry, of nie geplant is nie. Of kom ek stel dit so, as iemand vir my, vir Madeleine, die mooiste roos bring, wat in hulle tuine is, en ons sit dit in ons kantoor, in 'n pot water, net water, dan gaan daardie blom ons vir ewig hou en groei. As jy dit by Woolies gaan koop, gaan dit bietjie langer hou, maar dit gaan nie vir ewig hou nie. Maar dit kom dan uit 'n tuin uit. Dit kom dan uit iemand se tuin. Maar die roos sal aanhou leef vir 'n klein rukkie. In daai pot wat ek het met die water in. Maar dis amper soos 'n kunsmatige lewensomstandighede. Dis artificial. En as ek dit so kan inbring in ons geloofslewe, dan is die artificial, die pot met die water, dit wat die wêreld vir ons al buite aanbied. Dit lyk so goed. Dit lyk dan soos 'n blommetjie. Dit ruik soos 'n blommetjie. Maar dit hou net vir 'n rukkie. Soos ek sê, daai blommetjie kan vir 'n rukkie hou, maar dan loop dit ook uit op die dood. Want daardie roos of daardie blommetjie is nie meer deel van sy bron nie. Hy is nie meer deel van die plant nie. En net daai roos wat nie geplant is nie en nie ingeënt is nie, gaan ek en jy nie kan vrug dra as ons nie in God se plan vir ons lewens is nie. Ek dink julle kry die punt met die visie en die blommetjie. Ons het nodig om ingeënt te bly.
Ek en jy het nodig om te gaan kyk rondom ons. Die wêreld roep uit. Die wêreld is soekend. En die wêreld smag na iets. En baie van hulle weet nie eers wat nie, hulle besef nie eers nie. Maar hierdie wêreld roep uit na God. As ek voorbeelde kan gebruik, die gevegte en die oorloë in hierdie wêreld, die siektes wat daar is, die sterftesyfer, die skeisyfer, die families wat uitmekaar uitskeer. Kom ons op 'n plek waar ons besef die wêreld skree uit vir hulp, maar hulle weet dit nie. Hulle besef dit nie. Ek wil 'n skrifgedeelte wat ek gister met die kerkraad gedeel het, ook met julle deel en hoor gou hierdie skrif en dan sê julle vir my as die woord van God die waarheid. Prediker 1 vers 11. Niemand dink meer aan die mense wat lank terug gelewe het nie, of aan hulle wat nog moet kom nie. Elke geslag dink net aan hulle self. Hulle het die voorgeslag lankal vergeet. Die skrywer van Prediker, en ek weet nie of julle weet wie het hom geskryf die boek nie, maar as jy in die eerste vers gaan lees, dan sê hy vir jou, dis die seun van Dawid. Met ander woorde Salomo. Maar daar's baie geskrifte wat sê, dit is net die Prediker. Maar as jy die konteks verstaan, sal jy weet, dis Salomo wat Spreuke geskryf het, sekerlik die slimste man wat nog ooit bestaan het. Salomo of die Prediker in hierdie storie begin die skrif skryf, en hierdie is eintlik 'n, kan ek dit noem, 'n autobiografie. Dis 'n lewensverhaal wat hy vertel, en ek wil vir julle vra, gaan lees dit as julle tyd het vandag. Maar Salomo of die Prediker kyk na die wêreld, en alles onder die son, as ek daai term, julle sal sien as julle dit lees, gebruik dit baie, het hy God gaan uithaal uit die lewe uit, en gaan kyk na wat sou dit beteken het as God nie in die lewe was nie. En dan kom jy op 'n plek waar ons vergeet die mense wat voor ons hier was. Ons fokus so op ons eie rykdom, ons eie gemak. Ons fokus net op onsself. Maar dan lees ons 'n skrifgedeelte soos hierdie, en dit begin sin maak. Want die wêreld het God weggeskuif. Die wêreld gee nie meer om nie. Die wêreld is gefokus so op sy eie ek. En ons vergeet dat God is die ene wat vir ons die krag gee. Hy is die hand wat in ons handskoen moet wees. Het is baie belangrik om altyd die konteks van 'n storie te verstaan. As ek nou net daai skrifgie vir julle gelees het, klink dit maar baie morbied, baie sleg. En hierdie is nou nie 'n tipe skrifgie wat jy gaan soek as jy antwoorde soek in jou lewe nie. Ons hou ons daarvan om dikwels, wanneer die druksituasies in ons lewens kom, die Bybel gou af te stop en dan so oop te gooi en 'n skrif te soek vir 'n antwoord. Ons speel so 'n bietjie Bible roulette, noem Madeleine dit altyd, in noodgevalle. Ek wil vanoggend vir jou sê, as jy op so 'n skrifgie afkom, maak seker jy verstaan die konteks. Want dit klink nie goed nie. As jy hierdie skrifgie gaan kry, as jy 'n skrif soek om of jy Amerika toe moet gaan, dan gaan jy sommer vandag gaan. Maar ek wil vir julle sê, as jy die konteks van Prediker verstaan, skryf die skrywer van die boek, en hy sê, wat gebeur met my en jou, wanneer God nie in ons lewens is nie. Sonder God is alles wat bestaan, sinneloos, waardeloos en hulpeloos. Sonder God. Maar ek wil vra, gaan lees dit asseblief vir julle self. Hierdie is 'n storie wat Salomo skryf oor wat hy bevind het. En die Prediker skryf sy lewensverhaal vir ons neer oor wat gebeur met ons as mens as ons buite God se wil leef. Hy gebruik hierdie twee terme, onder die son, die wêreld, en bo die son, God se heerskappy. En as jy alleenlik onder die son, met ander woorde die aarde gaan kyk, dan sal jy sien dat die wêreld het hulle waarde gevind in rykdom, in liefde, in drank, in wellness. En daar kan ek baie ander goed by sê. En nie een van hierdie goeders het diepgaande waarde of betekenis nie. Maar bo die son, daar bo die son, is daar betekenis. En ons waarde. En ons het 'n lewe in God. En ons het 'n toekoms van bo die son, waar God in beheer is daar hoop. So wat hier gebeur in die boek van Prediker,
is hy vat bo die son en onder die son, en in die middel het God sy seun gestuur, Jesus Christus, en hy het alles kom verander. Letterlik alles kom verander. Filippense 3 vers 10 tot 14 staan daar, en ek haas my, op hierdie manier kan ek Christus ken, en die krag beleef, wat hom laat opstaan het. Deur saam met hom te ly, kry ek deel aan sy dood, in die hoop dat ek die opstanding uit die dood kan beleef. Nie dat ek dit alles al bereik het nie, of al klaar volmaak is nie, maar ek hou aanjaag om dit myne te maak, omdat Christus Jesus my syne gemaak het. Nee, broers en susters, ek reken self nie, dat ek alles is en moet wees nie. Wanneer het ek en jy met iemand gesit en gesels, ek dink dit was donderdagoggend, wat die persoon vir my sê, dat hulle struikel. Hulle kry hulle party daar plekke waar hulle voel hulle die Here in die steek gelaat. Hulle voel hulle maak dit nie. Hierdie skrifgedeelte sê, nee, broers en susters, ek reken self nie, dat ek al is wat ek moet wees nie. God is besig met elkeen van ons. Met elkeen van ons. Nie op dieselfde plek nie. En ek dank die Here daarvoor. Maar ons is 'n liggaam. En hy is besig met elkeen van julle, waar ook al julle is. Die skrifgedeelte gaan verder, en hierdie is wel bekend. Ek vergeet van dit wat agter my lê. Ek strek my uit na dit wat voor my lê. Ek jaag wenpaal toe, na die hemelse prys wat God deur Christus Jesus aan my gegee het. Ek weet nie of julle dit besef nie, maar met elke sekonde wat verbygaan, raak ons tyd minder. En ek en jy moet op 'n plek kom waar ons jaag na die wenpaal. Ons het nou tyd om 'n verskil te maak. Goeie nuus, ons as kinders van God word opgehou. Want ek en jy leef met ander perspektief. Ons leef met iets in ons, wat anders is as wat die wêreld het. Ons fokus as kind van God is op die wenpaal en nie net op vandag nie. Ons is besig op pad iewers heen. Bly asseblief op hom fokus. Maak 'n verskil daar waar jy geplant is. En bou sy koninkryk so dag vir dag. En ons doen dit altyd met Jesus aan ons kant. Ek wil vandag jou los en ek maak klaar. Maak seker dat God se hand in jou lewe is. Maak seker dat jy nie wegloop van hom af nie. Ek wil jou vanoggend bemoedig. En ons gaan nou bid. Sê vir my, kom speel asseblief. Of, ekskuus, Marius, jy het gespeel. Sorry. Jammer, kom Marius asseblief. Vra groot om verskoning. Ons moet 2 klaviere kry, jammer. Ek vra groot om verskoning. Nou het ek my plek ook verloor. Ag julle. Sorry. Ek vra groot verskoning. Ja, nou ek bewys ek soek maar net 'n mens, julle. Ek wil vanoggend vir julle vra, hou aan fokus. Ek weet dit is 'n snaakse prentjie om te onthou. As jy vandag hier uitstap en jy sien weer van vandag af 'n handskoen, onthou dat wanneer God se hand in jou is, het jy krag. Maar wanneer hy nie in jou lewe of nie in die handskoen is nie, het jy geen nut nie. Ek sê nie dat jy waardeloos is nie. Hoor mooi, hoor die konteks wat ek sê. Ek sê met God aan jou kant, wie kan teen jou wees? Ek wil vanoggend vir jou sê, as jy hier vandag uitbeweeg en jy gaan daar waar jy geplant is, en jy maak 'n verskil, dan is jy besig om Jesus te wees vir iemand. Dit is nie net die pastore wat dit kan doen, of die predikant, of die dominees nie. Dit is nie net die kerkleiers nie. Elkeen van ons moet opstaan en God toelaat om die hand in jou lewe te wees, om 'n verskil te maak daar waar jy geplant is. Kan ek vra dat julle die nagmaaltafels reg kry asseblief? Ek wil sommer so terwyl ons so sit en die mooi musiek speel. Wil ek bid.
Kom ons sluit ons oë. Vader, vandag staan ek hier as 'n doodnormale mens. En Here, ek glo ek kan vir elke persoon wat nou na my stem luister, dieselfde belydenis maak. Dat Here, ons het U hand in ons lewens nodig. Nie net elke Sondag nie, nie net elke dag nie, maar in elke sekonde van elke dag. Here, terwyl ek voorberei gister, te beleef ek net hierdie stuk dankbaarheid, dat die skepper van die heelal se hand in my storie is. En so ook in elke persoon wat na my luister vanoggend se lewens is. En Here, ek wil vanoggend nommer 1 vir U kom dankie sê, dat ons kan, hoe kan ek sê, bely, dat ons is U kinders. Vader, ons bely vanoggend dat ons is niks sonder U nie. En ons kom vanoggend en ons bely, Here, dat ons het U nodig. Here, die wêreld hou ons dop, of ons dit agterkom of nie, van die wêreld smag na meer. En hulle besef nie, dat die enigste plek waar daar meer is by U voete. En Here, dankie dat ons vanoggend die voorreg het, om dan ook nagmaal te kan gebruik. Here, dankie dat deur dit wat U vir ons aan die kruis gedoen het, en na die kruis gedoen het, ons het donderdag die voorreg gehad om hemelvaart te vier, en Here, selfs in die hemelvaart sien ons U hand. Van die dag af wat U op hierdie aarde kom verskyn het U 'n verskil gemaak. En U doen dit nog steeds vandag. En ek wil vir U kom dankie sê, dat U bereid was om U liggaam en U lewe op die spel te sit vir elkeen van ons. Here, daar was 'n tyd wat ons ver van U af was. Here, daar is elkeen van ons ken ten minste een persoon wat ver van U af is vandag. En Here, ons wil hulle by U voete kom neersit en vir U vra, kom gryp in. Maar Here, dankie dat ons, soos ons nou gesing het, You are our healer. You are our portion. Here, U is die ene waarop ons lewens bou. U is die rots wat ewig sal staan. En vanoggend wil ek net kom sê dankie. Here, mag hierdie eenvoudige handskoen boodskap in mense se harte vassteek. Here, dat ons nooit van U sal wegbeweeg nie. En dat ons altyd sal beleef en sal sien hoe ons 'n verskil kan maak in mense se lewens. Here, help ons gemeente, help ons elkeen om te blom daar waar ons geplant is. En dat ons 'n verskil sal maak waar ons gaan, ons eer U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Dankie julle. Ek wil sommer 'n gewone, of nie gewone nie, die bekende skrifgedeelte 1 Korintiërs 11 vers 24 en 25 terwyl ons so sit net saam lees. En dan wil ek jou vra, ons gaan nagmaaltafel toe kom. Ek wil vanoggend 'n bietjie iets anders vra. Dat wanneer jy kom en jy vat jou broodjie en jou kelkie, as jy iemand ken wat ver van die Here af is, wat nie die Here wil dien nie. Dalk is dit 'n familielid, dalk is dit 'n vriend. Ek wil vra, noem daai persoon se naam. Dat ons as 'n gemeente saam sal instem en vir hulle sal bid. Ons is nie hier, en as die Here wil, sal ek volgende Sondag daaroor bedien. Ons is nie hier vandag vir ons nie. Ek wil jou nie teleurstel nie, maar ek staan nie vanoggend hierso vir julle nie. Ons is vandag by die kerk, want ons maak God se naam groot. Ek wil jou vra, as daar iemand is wat jy ken, wat nie die Here ken nie. Noem sy naam vandag. Die skrifgedeelte 1 Korintiërs 11, 24 en 25, staan daar, nadat hy gedank het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis.
Op dieselfde manier het hy ook die beker geneem toe hy die maaltyd geëet het en gesê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as wat julle dit drink tot my gedagtenis. Nagmaal is nie net een keer 'n maand ritueel wat ons gebruik nie. Dit is elke dag ding. Ek wil jou vra. Ek gaan na 4 belangrike woorde nou kyk. Onthou dit. En as jy deur 'n moeilike seisoen gaan, hardloop na God toe. Gebruik nagmaal, al is dit net jy. Kom ons vertrou die Here om in te gryp in ons lewens. Ek wil na 4 belangrike woorde net vandag, is letterlik net 4 woorde, kyk wat ek wil hê jy moet aan dink as ons nou nagmaal gebruik. Die eerste een is die nagmaal as 'n gedagtenis. En ek het gaan Google, gaan Woordeboek toe gaan en gaan kyk wat beteken gedagtenis. En dis aktief en persoonlike betrokkenheid aan hierdie tafel. En ons belyf vanoggend as 'n gemeente dat hierdie tafel het nog nie sy betekenis en sy krag verloor nie. Hierdie tafel is nog steeds waardevol. En onthou baie mooi dat ons doen dit nie vir die tafel en vir dit nie. Ons doen dit vir die betekenis van dit. Die tweede woord is, die nagmaal is 'n verkondiging. Die tafel roep uit en getuig dat Christus nog steeds leef. En wanneer ons hierdie jaar denk, dan dink ons aan dit wat hy vir ons gedoen het aan die kruis. Maar ons sit nie vas by die kruis nie. Ons leef saam met Jesus, wat gesterf het en vandag aan die Vader se regterhand sit en vir elkeen van ons intree. Die derde woord is, die nagmaal word gebruik as 'n gemeenskap. Ek het dit nou gesê, ons is nie alleen nie, anders het ons op 'n eiland gebly. Ons is 'n gemeenskap, ons is 'n liggaam, ons is nie alleen nie. Ek wil vanoggend vir jou vra, as jy vorentoe kom, of daar heel agter of in die middel, heel voor is op tafels, sien die gemeenskap saam met jou raak, wat daar is vir jou. By Goeie Nuus is ons nie net 'n kerk nie, ons is 'n familie. Ons is 'n gemeenskap. En die laaste woord, die nagmaal, is daar as 'n verwagting. Ons het 'n verwagting in ons, dat ons is op pad iewers heen. Ek en jy weet hoe die storie eindig. God is nog steeds in beheer. Ek wil vra dat julle sal uitstap, links of wie voor is, in die middel is al klein tafeltjies en heel agter is al ook. As jy nie kan opstaan nie, steek net jou hand op. Dis Anton hulle hierso. Sal iemand my net, Pieter, daar is julle daar agter, Anton en Sarzenke, sal julle asseblief net as iemand hulle hande opsteek, net vir hulle bedien en dan kry vir julle, en as almal het, dan gaan ons sommer saam bid en nagmaal saam gebruik, asseblief julle. Wees geseënd. Mag elke woord wat uit my mond kom wees so seëning. Mag my gedagtes uit my hart wees soos die môretau. En elk onuitgesproke woord en elke saak wat ek bedink, mag het aangenaam en sinvol wees voor die aangesig gooi. Halleluja.
my mond kom wees soos heuning. Mag my gedagtes uit my hart wees soos die môre dou. En elke onuitgesproke woord en elke saak wat ek bedink, mag het aangenaam en sinvol wees voor die aangesig goeie. Vanoggend vra dat julle saam met my sal staan asseblief. Ek dink na 10 maande wat ons hier is, weet julle dat ons doen nie dinge net sommer nie. Ek wil vanoggend vir elkeen van julle dankie sê dat julle deel is van die Goeie Nuus familie. En dat ons as 'n familie saam nou ook aan die tafel kan sit. En vir Jesus dankie sê dat hy bereid was om vir ons te sterf. Ek het gevra dat julle name noem en dit is by God se voete vanoggend. Kom soms terwyl ons staan en bid ons saam. Here, dit is vanoggend 'n groot voorreg dat ons hier kan staan as 'n gemeente, as een liggaam, as 'n familie en as een stem kan saam sê, Here, dankie. Dankie dat U vir ons goed is. En Here, dankie dat ons as 'n gemeente kan getuig oor die goedheid. Maar Here, dankie dat ons as 'n gemeente nie ook vassteek. Ons is dankbaar vir die nagmaal en die nagmaaltafel, maar ons steek nie daar vas nie. Want hy is nie meer op die kruis nie. Hy is ook nie meer in die graf nie. Hy is ook nie meer op hierdie aarde nie. Hy sit aan die regterhand van die Vader. En hy bid en hy tree in vir ons. En die Vader sien elkeen van ons deur die Seun Jesus Christus. En vanoggend wil ons net vir U dankie sê. Here, dankie dat U liggaam gebreek is en die bloed gestort is vir elkeen van ons. Vanoggend kom sê ons dankie, want U is goed. En juist vir dit wat U vir ons gedoen het aan die kruis, is elkeen van ons vanoggend meer as oorwinnaars. En ons eer U daarvoor. Here, dankie dat ons aan U kan vashou. Ek wil ook sommer nou intree vir elke persoon wat nou 'n kelkie het en nagmaal saam met ons gaan gebruik. Here, as hulle vandag 'n healer nodig het, as hulle vandag 'n redder nodig het, 'n vriend nodig het, Here, dat hulle dit in U sal vind. En Here, dat ons as 'n kerk weer terug sal kom op 'n plek waar ons die hand van God in ons lewens sal toegelaat en sal voorrang gee. En ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Kan ek vra dat julle net die kelkies na die middel toe stuur, daar sal vir julle dit opgeneem word. Baie dankie vir elkeen wat help.
Dankie julle. Ek wil julle vanoggend weer uitstuur. Wie van julle was donderdag by die hemelvaartdiens? Daai selfde gebed wat ek vir julle gebed het. Hou vas aan dit. Hou vas aan die handskoen storie. En mag jy in hierdie week, in hierdie winter, as jy koud kry en jy trek 'n handskoen aan, onthou, dat so naby soos 'n handskoen aan die hand is, so naby is God aan jou. Hy het jou. Weet dat ons as 'n gemeente waardeer elkeen van julle. Ek wil sommer weer bid. Kom ons bid. Ons kan nooit te veel bid nie. Here, ek wil vanoggend net vir kom. Elke persoon wat hier voor my sit en my stem hoor vanoggend. Here, wil ek eerstens bely en sê dat elkeen van ons is in die hand en niks of niemand ons daar uit kan ruk nie. Maar Here, dankie, soos ek nou net gesê het, dat U so naby soos die handskoen aan die hand kom, so naby is U aan ons. Here, U is so naby soos ons asem in ons longe. Want dis U asem, die ons gevorm het en ons gemaak het U asem in ons longe geblaas. Here, vanoggend wil ek elke persoon wat in hierdie gemeente is, online gaan kyk, wil ek stuur met die wete dat U saamgaan. Here, ek wil vanoggend kom vra dat U die bestuur van ons lewens totaal en al sal kom oorneem. En dat U sal verheerlik word. Here, dat ons in hierdie week dieper sal gaan in die woord en dat ons meer vrug sal dra, want ons blom daar waar ons geplant is. Here, van die herder van die gemeente se kant af wil ek elke persoon vanoggend kom bless met net goedheid en guns. Hulle sal volg die res van hulle lewens. En Here, dat mense hierdie week U sal beleef op 'n vars en 'n nuwe manier wat hulle nog nie geken het nie. En Here, dankie dat ons ook dan nou kan uitgaan en Jesus kan wees vir iemand daar buite. En ek eer U daarvoor in Jesus naam.